Salams and welcome. Thank you for joining me in part number 6 of the Heilige Quran, the Quran in Afrikaans. And as what we mentioned, we are still doing the introductory readings and we are busy with this wonderful write-up here at the back of the book. And once we've done this reading, then inshallah we will commence with the 114 chapters of the Quran in Afrikaans. 'n vreedsame ideologische stryd. Diegene wat slegs deur die media aan die Koran bekendgestel word, het gewoonlik die indruk dat die Koran 'n boek van jihad is. En vir hulle is jihad 'n poging om 'n mens se doelwit deur middel van geweld te bereik. Maar hierdie idee is gebaseer op 'n misverstand. Enigeen wat die Koran vir homself sal lees, sal maklik waardeer dat die boodskap niks met geweld te doen het nie. Die Koran is van die begin tot einde 'n boek wat vrede verkondig en op geen manier geweld goedkeur nie. Dit is waar dat jihad een van die leerstellings van die Koran is, maar jihad wat in sy regte sin geneem word, is die naam van 'n vreedsame stryd, eerder as van enige soort gewelddadige aksie. Die Koraniese konsep van jihad word uitgedruk in die volgende versanhaling. Chapter 25, verse 25. Doen grote jihad, dit wil sê streef strenge met die hulp van hierdie Koran. Now just to put this in context, the word jihad simply means a struggle. It means to strive, to work hard. For example, I'll give you some examples. One type of struggle is, yes, a military struggle. For example, any soldier has to struggle to become a soldier. For example, the United States Marine soldiers, they go through very intensive boot training. And that boot training is known as jihad because you've got to struggle to become a soldier. That's one type of jihad. A student who studies hard for his exams is doing jihad because he is struggling hard to try and understand the work that he is studying. If you're going for Hajj, it is a very difficult journey and that is known as jihad. If you are looking after your parents with great difficulty, that is known as jihad because you are struggling. And for example, our own Nelson Mandela, for 27 years he was doing jihad. That means he was struggling, even though he was in Robben Island in the prison, but he was struggling to lift the shackles of apartheid. Not only Mandela, but all at the Rivonia trial and all the various people who love freedom. So jihad simply means a struggle. Arnold Schwarzenegger, well, if you want to, or any other bodybuilder, if you want to win a bodybuilding competition, you need to do jihad with the weights. If you want to be an Olympic gold medal winner, you need to do jihad. You need to run around the racetrack and do jihad. That means you've got to strive hard. So jihad, unlike what the media is saying, because the media has a very poor and shallow understanding of jihad, and they give a distorted understanding of what jihad is. If you want to win the Wimbledon champion, you are basically doing jihad, right? So it just means you are struggling. Nothing in life comes easy. It is only through jihad because jihad is an uphill path, right? So let's continue with this. Chapter 4, Surah An-Nisa, verse number 63. Let's start again with 2552. Die Koraniese konsep van jihad word uitgedruk in die volgende versaanhaling. Doen grote jihad, dit wil sê streef strenge, work hard, met die hulp van hierdie Koran. Blykbaar is die Koran nie 'n wapen nie, maar 'n boek wat 'n inleiding tot die goddelike ideologie van 'n vreedsame stryd verskaf. Volgens die Koran is die metode van hierdie stryd soos volg: om vir hulle 'n woord te spreek wat hul siel sal bereik. It's got to reach their souls, and that is a jihad, to struggle to convey the message. Volgens die Koran is dit een geweenste benadering wat in die mens se hart en verstand beweeg.
Dit is om mense te bewustheid aan te spreek, bevredig en oortuig hulle van die waarheid van die Koran, wat kortliks 'n intellektuele revolusie binne hulle vestig. Dit is die onderneming van die Koran, en hierdie onderneming kan slegs deur middel van rasionele argumente uitgevoer word. Hierdie doelwit sal nooit bereik word deur middel van geweld of gewapende optrede nie. And Surah Baqarah makes it very clear. I think it's Surah Baqarah, one of the chapters in the Quran. There is no compulsion in religion. Dit is waar dat daar sekere aanhalings in die Koran wat soortgelyke opdragte aan die volgende oordra. Surah Baqarah verse 191. Vermoor hulle waar jy hulle ook al vind. Met verwysing na sulke aanhalings is daar sommige mense wat pogings aanwend om die indruk te vertoon dat Islam 'n godsdienst aan oorlog en geweld is. Dit is heeltemal onwaar. Sommige aanhalings sou 'n beperkte sin verband met diegene wat eensaidig die moslims aangeval het. Die bogenoemde aanhaling dra nie die algemene bevel van Islam oor nie. Die waarheid van die saak is dat die Koran nie aan die lig gebring is in die volledige vorm waarin dit vandag bestaan nie. Dit is van tyd tot tyd volgens die omstandighede oor 'n tydperk van 23 jaar geopenbaar. As die jare van oorlog en vrede verdeel word, is die tydperk van vrede 20 jaar, terwyl die staat van oorlog slegs 3 jaar bedra. Gedurende die 20 vreedsame jare sluit die openbarings die vreedsame onderrig van Islam in die aanhalings oor die besefheid van die Here, aanbidding, moraliteit, geregtigheid en so voort. Hierdie afdelings van die opdragte in versekelende kategorie is 'n natuurlike een en kan gevind word in alle godsdienstige boeke. Byvoorbeeld, die Gita, die Bhagavad Gita, die heilige boek van die Hindoes, het betrekking op wysheid en morale verlees. Tog is dit die vermaning van Krishna, van Arjuna, wat aanmoedig om te veg. Dit beteken nie dat gelowiges in die Gita uitspreek dat die hele tyd oorlog moet voer nie. Na alles het Mahatma Gandhi sy filosofie van nie geweld uit dieselfde Gita afgelei. Die vermaning om oorlog te voer in die Gita is slegs van toepassing in gevalle van uitsonderlike omstandighede waar daar vreedsame opdrag as wat Mahatma Gandhi daaruit afgelei het. Net so het Jesus Christus gesê: Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar 'n sword. Mattheus 10:34. Dit sou verkeerd wees om uit te spreek dat die godsdienst wat deur Christus verkondig is, een van oorlog en geweld is. Want sulke uitsprake het slegs betrekking op bepaalde geleenthede. Sover as die algemene lewe wat Christus vreedsame waardes geleer, soos goeie karakterbou, liefde vir mekaar, hulp aan die armes en behoeftiges en so voort, dieselfde is die waarheid van die Koran. Toe die profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam uit Mekka na Medina gemigreer het, was die afgodendienaars aggressief teenoor hom. Die profeet het egter altyd hul aanvalle deur die uitvinding van geduld behandel en het die strategie van vermyding afgeweer. So all his battles were defensive because the enemies from Mecca were attacking him. Maar by sekere geleenthede was daar geen ander opsie nie
behalwe die van verdediging. Daarom moes hy by sekere hou het oorlog was. Hierdie opdragte was spesifiek vir sekere omstandighede en het heel algemene toepassing gehad het nie. Hulle was nie bedoel om geldig te wees vir die hele tyd om te kom nie. Dus hoekom die permanente status van die profeet aangewese is as 'n genade vir die hele mensdom. He is a mercy to all of creation. Islam is 'n godsdienst van vrede in die volle sin van die woord. Die Koran spreek sy pad uit. Surah Nisa chapter 4, 128. Okay, it's first chapter 5, Maida verse 16. Die paaie van vrede en dit beskryf versoening as die beste beleid. En verklaar dat die Here enige verstoring van die vrede verontagsaam. Ons kan sê dat dit nie oordrywing is nie om te sê dat Islam is geweld teenstryding met mekaar is. Okay, join me, I'm finding this very, very difficult to go through with this, alhamdulillah, but let's continue with this. I think the writing may be a bit small. I'll try and change my focusing on this, because with the one hand I'm holding the camera and the other I'm trying to focus. I'll try and figure out something, inshallah. So join me in the next episode as we continue with episode 7. Ameen.